Ons Hemelse Vader, ons aanbid U vanoggend. Ons aanbid U in die naam van Jesus Christus, ons Redder en ons Here. Ons aanbid U vanoggend deur die Seun en ook deur die Heilige Gees. Vang ons aanbidding, vang U lof wat ons vir U bring. Word U verheerlik vanoggend, Here Jesus. Dankie dat U met elkeen van ons wil ontmoet vanoggend. Dankie vir U genade en U liefde, dat ons nou elke vraag, elke bekommernis, elke sorg, elke las, kan ons nou aan U oorgee. Here, vanoggend geld U uitnodiging, dat almal wat uitgeput en oorlaai is, kan na U toe kom en by U kom rus kry. Ons laai ons laste, ons laai ons jukke af, en ons neem U las en U juk op ons. Want U juk is sag en U las is lig. Here Jesus, ons vra dat U U woord vir elkeen van ons sal oopbreek vanoggend. Dat U ons sal leer uit U woord uit. En Here, dat ons dit wat ons sal leer sal toepas. Dat ons dit saam met ons sal vat huis toe, werkplek toe, families toe. Dat ons dit sal leef. Here Jesus, word U verheerlik vanoggend. Amen. Ek wil ook net sê dankie vir Andre en Ruwan en Veronica en ek dink mens moet ook daai twee manne in die klank en multimedia sentrum net ook so af en toe sê ons waardeer julle. En vanoggend toe ons saam bid, het Andre gesê hy voel niks lekker nie. En daar's iets daarin wanneer jy die Here dien, wanneer jy vir die Here gee, wanneer jy nie so voel nie. En ek dink julle sal met my saamstem dat die Andre onder die salwing van die Gees ons in God se teenwoordigheid ingelei het. So Andre, well done vir jou hele span, ons waardeer julle. Voor ons by die woord van vanoggend kom, het ons eers kans om die Here te eer met ons tiendes en offergawes, en ek gaan vir Kevin vra en Steven of julle ons asseblief sal help daarmee. Kom ons eer die Here met ons tiendes en ons offergawes. Kevin, jy moet net vir my so hier hou, want ek is op Snapscan. Dankie. Welkom aan albei Kevins, ek het hom, dankie. Ek sê nie meer Gerard moet kom help nie, want ons het klomp Gerards, maar nou sal mens maar met Kevin 1 en Kevin 2 sê. Ons gaan vanoggend lees uit Johannes hoofstuk 12 uit, so julle kan, solank julle Bybels oopmaak daar. En jy sal sien die tema is as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie. Ons moet dalk net vanoggend se boodskap in konteks sit, en dit is dat ons is nou, vanoggend se boodskap speel af in die laaste week van die Here Jesus se lewe voor hy gekruisig is. Die Sondag het Jesus in Jerusalem ingekom op die rug van 'n donkievol. Die mense het hom geëer en gesê, Hosanna, ons prys die Here, en palmtakke en klere voor hom neergelê. Maar die Maandag toe gaan Jesus en hy vleg van touwtjies 'n sweep, en die Maandag maak hy die tempel skoon. Nou toe Jesus dit gedoen het, toe het hy
sy dood verseker. Want dit was vir die godsdienstige leiers die laaste strooi en hulle het 'n rede gesoek om hom dood te maak. Nou, waar ons vanoggend gaan lees is die dag daarna. So die Joodse leiers het besluit Jesus moet dood. Hulle het dit gespreek, hulle het rede gesoek om hom dood te maak en die volgende dag gebeur, die Dinsdag gebeur wat ons vandag gaan lees en dit was die Woensdag en die Donderdag toe stel die Here Jesus die nagmaal in en die Donderdag aand word in hegtenis geneem. So hierdie is die konteks en wanneer ons hierdie lees, moet ons dink aan die druk waaronder ons Here was. Die druk van die redding van die ganse mensdom. En dit is die tema vanoggend, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie. Nou kom ons maak oop by Johannes hoofstuk 12. En ons lees so van vers 20 af. Eers vers 20 en 21. Sê, daar was ook 'n klompie Grieke onder die wat opgetrek het om op die fees te kom aanbid. Die mense het toe na Filippus, wat vanaf Betsaida in Galilea gekom het, gegaan en vir hom gesê, meneer, ons wil graag vir Jesus ontmoet. So, hier kom 'n klomp Griekse Joodse gelowiges kom op die Dinsdag voor Jesus gekruisig is, kom hulle wil Jesus ontmoet en hulle gaan soek die disipel met wie hulle praat is een met 'n Griekse naam, Filippus. En hulle sê vir Filippus, ons wil die Here ontmoet en ek dink hulle het vir Filippus gesê, hoekom hulle die Here wil ontmoet, en ons gaan bietjie later sien, sê die teks vir ons, hoekom hulle vir Jesus wil ontmoet, en hulle wou vir Jesus ontmoet om Jesus te kom red. Hulle wou vir Jesus ontmoet om Jesus saam met hulle Griekeland toe te vat, want hulle het geweet dat die Jode gaan Jesus doodmaak. Dit was versprei oor die hele stad. En die Grieke was 'n klomp filosowe. Die Grieke was oopkop. Ons lees later van Paulus wat in Rome loop, wat onder die Griekse invloed was, en wat al die gode wat daar aanbid was al plek voor, en jy kon gaan, en jy kon jou saak stel, jy kon in enigiets glo wat jy wil, en dit was vir mense interessant, en hierdie Griekse Jode het so gehou van wat Jesus sê, en hulle wou hom graag vir hulle self hê. Hulle het gesê, hierdie bediening is so wonderlik, kom saam met ons Griekeland toe, en daar sal jy 'n groot hit wees. Daar sal almal van jou wil kom luister wat jy sê, jy sal 'n lewe daar kan maak, en ons sal jou help, want die woorde wat jy spreek het ons harte geraak. Ons glo jy's iets baie, baie spesiaal. Maar Filippus was huiwerig om vir Jesus te gaan sien, om 'n pad verby die kruis te kry, of Jesus, die Grieke het vir Jesus 'n opsie gegee, wat 'n geseënde bediening kan hê sonder die kruis. Maar toe Petrus dit wou doen, die leier van die disippels, toe Jesus vir Petrus sê, gaan staan agter my, Satan. So Filippus is huiwerig, en kyk wat sy plan maak hy toe, in vers 22, Filippus gaan vertel het toe vir Andreas. Daarop gaan Andreas en Filippus en vertel dit saam vir Jesus. Nou kom hulle met hierdie nuus, hier sê, Here Jesus, hier is 'n pad uit vir u. En dan kry ons die antwoord van die Here in vers 24 en 25. Hy sê, ek verseker julle, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, bly hy net op sy eie bestaan. Maar as hy sterf, lewer hy 'n groot opbrengs. Wie hulle eie lewe liefhet,
verloor dit. Maar wie hulle lewe in hierdie wêreld haat, sal dit met die oog op die ewige lewe behou. So hier kom Jesus en hy sê, ek moet sterf. Soos 'n graankorrel of 'n koringkorrel wat in die grond val. En wat gebeur? Jy plant 'n koringkorrel in die grond en dit lyk of daai korrel sterf. Maar God doen 'n wonder en hy laat daai korreltjie ontkiem en daai ontkiemde korreltjie skiet wortels uit en saam met dit skiet dit 'n spruit uit. En daai spruit vang sonlig op en word gevoed deur die grond waarin dit geplant is in die reën en dan soos dit die spruit uitskiet, begin dit nog vrugte en nog vrugte en nog vrugte, nog korrels vorm en mens kan daai korrels vat en dit weer plant en dit bring 'n reuse oes en op die ou end kan mens 'n magtige oes van koringkorrels het uit een koring of graankorrel wat gesterf het. So nou praat Jesus van homself eerste en hy sê, ek moet sterf. Hoekom moes Jesus sterf? Jesus moes sterf, want die sonde en die dood het deur 'n mens op aarde gekom en na die mensdom toe gekom. Deur die sonde en die val van Adam is die ganse mensdom in sonde en sondig die ganse mensdom. En omdat God 'n God van geregtigheid is, moet iemand betaal vir daai sonde. En die enigste manier hoe iemand in my plek vir my sonde kan betaal, as daai persoon nie skuld het nie. Want as daai persoon skuld het, dan sterf hy vir sy eie sonde, dan betaal hy die prys vir sy eie sonde. En hier kom Jesus wat geen skuld het nie, geen sonde het nie, en hy betaal die volle prys, hy sterf vir die sonde van almal. En nou sê Jesus, ek moet sterf. Maar wanneer ek sterf, gaan dit wees soos 'n koringkorrel of 'n graankorrel wat sterf, wat in die grond geplant word en 'n magtige oes oplewer. Maar dan praat hy met sy disippels en hy sê vir hulle, maar vir julle, as julle wil vrug dra, as julle wil in my diens staan, dan moet elke een van julle aan homself sterf. In die Lukas Evangelie sê Jesus, as jy agter my wil aankom, moet jy jou kruis neem elke dag en jouself verloon en my volg. So Jesus sê vir sy disippels, ek moet sterf, want anders kan ek nie my roeping op aarde voltooi nie. Maar as julle my wil volg en julle wil vrug dra in julle lewens, dan moet elke een van julle ook sterf aan julleself. En dan sien ons, as ons so 'n bietjie aanspring in Johannes 12 vers 27 en 28, dan toe raak Jesus kwaad. En hy raak kwaad vir Filippus en Andreas, maar ook vir die disippels wat saam met hulle gekom het, wat hom wou keer om sy roeping uit te leef. En hy sê, nou is ek ewig ontsteld. En wat moet ek sê? Moet ek sê, Vader, red my uit hierdie uur. Tog het ek juis vir hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam. Toe het daar 'n stem uit die hemel gekom, ek het dit al reeds verheerlik en ek sal dit weer verheerlik. So Jesus kry so 'n oomblik wat hy teleurgesteld en kwaad is vir sy disippels. En sê, wat moet ek sê? Moet ek 'n pad vat wat my verby my roeping vat? Moet ek nou hierdie klomp Grieke se uitnodiging aanvaar en my hele roeping mis? Is dit wat julle wil hê?
Het julle dan niks gesnap van wat ek julle oor en oor leer nie? Maar toe kom hy by iets en hy sê, ek sal sterf, ek sal hierdie pad loop, want ek leef tot eer van my Vader. En dan sien ons in die evangelies iets gebeur vir die derde keer in Jesus se aardse bediening. Praat God die Vader uit die hemel uit, dat die mense hom met 'n hoorbare stem kon hoor, en hy sê, ek het alreeds my naam verheerlik, en ek sal dit sal weer verheerlik word. As ons hierdie stukkie lees, ek het nou net sekere gedeeltes uitgehaal, maar die woord verheerlik kom oor en oor in die stukkie voor. Want Jesus se kruis dood is tot verheerliking van ons hemelse Vader. Toe praat die Vader, en die Vader sê, my seun, jy doen reg. My seun, jy doen goed. My seun, hierdie pad wat jy stap, is die pad wat my trots maak. En hy praat met hom. Die eerste keer wat die Vader so gepraat het met Jesus, was toe Jesus gedoop is in die Jordaanrivier deur Johannes. Die tweede keer was op die berg van verheerliking, waar Jesus verheerlik is, en Elia en Moses afgekom het, met die Here gepraat het, en Petrus vir hulle huisies en goed wou bou, hy kon dit nie hanteer nie, toe die Vader ook gepraat, en hy het gesê, luister na hom, luister na my seun, en hier die derde keer, 2 dae, voor Jesus gearresteer is, praat sy hemelse Vader met hom, en hy sê vir hom, doen my wil, en as jy my wil doen, dan stel jy my tevrede. En God die Vader se wil was vir sy seun om te sterf. En God die Vader se wil vir my en elkeen van ons is dat ons aan onsself sal sterf elke dag oor en oor, sodat ons hom kan volg. Nou in hierdie stukkie het ons gesien dat daar's nie 'n ander weg as die kruisweg nie. Jesus was die graankorrel wat aan die grond val en sterf, maar toe daar lewe uit hom gekom en daar het 'n magtige oes gekom. En toe Petrus Jesus wou keer om sy Vader se wil te doen, toe bestraf Jesus hom. En 'n tweede keer kom mense wat lief is vir Jesus, mense wat Jesus volg, hierdie keer 'n klomp Griekse Jode, en hy probeer Jesus ontspoor van die pad waarvoor hy geroep is, die pad waarvoor hy gebore is om te loop, en hy's gebore sodat hy kan sterf. So wanneer ons bou nou op na Paasfees toe, wat ons vier dat ons Here gekruisig is, dat hy gesterf het, maar onthou, daai Paasnaweek het 'n Vrydag waar ons Here gekruisig is, maar ook 'n Sondag waar hy opgestaan het, en waar hy lewe, en wat dit die begin is van 'n magtige oes. Maar as ons hierdie paar verse vanoggend lees, dan kan ons nie daarby verbykom nie, dat ek en jy moet ook soos 'n graankorrel sterf, om te kan lewe. En dit is wat Jesus vir sy disippels sê. Hy sê, as jy in hierdie aardse lewe is, en jy lewe vir hierdie lewe, dan gaan jy jou lewe verloor. Maar as jy in hierdie aardse lewe aan jouself sterf, en vir my lewe, dan sal jy jou lewe behou in die ewige lewe. Maar hierdie hele beeld sê, dan sal jy vrugbaar wees. Dan sal jy lewe leef waar ek jou kan gebruik. 'n lewe leef waar jy doen dit wat ek vir jou gegee het om te doen. Sê nou maar, die Here roep jou om 'n onderwyser te wees. Dan daar waar jy onderwyser is, kan jy kinders bereik, kan jy kollegas bereik, kan jy mense bereik wat 'n predikant of 'n sendeling nooit kan bereik nie. En daar kan jy vir my getuie wees. Eerste deur jou lewe, en tweede deur van my te getuig met jou woorde. En iets wat
in hierdie stukkie vir my so uitstaan, is dat Jesus se hele lewe het gegaan om sy hemelse Vader se wil te doen. Dit is om tot eer van ons hemelse Vader te lewe. Jesus het gekom om sy Vader se wil te doen. En dan leer hy ons, hy sê vir ons, ek wil julle leer bid. Die disippels het eintlik gekom en gesê, Here, leer ons bid. Toe sê Jesus, bid so, ons Vader wat woon in die hemel. Ons Vader wat woon in die hemel. Jesus het ons kom bekendstel aan God Almagtig, maar hy noem hom ons Vader. En net soos Jesus net gelewe het vir sy Vader en sy Vader se wil en om sy Vader se wil te doen, so moet ons eerste prioriteit wees, my hemelse Vader, ek wil vir U lewe. Maar ek kan net vir U lewe as ek aan myself sterf. En dit werk so, wanneer ons tot bekering kom vir die eerste keer, en ons gee ons hart vir Jesus, ons gee ons lewens vir hom, dan sterf ons aan onsself, want ek sê, Here, die ou sondige ek wil ek nou agterlos, en ek wil nou saam vir U lewe. Romeine 6 beskryf dit baie mooi, wanneer daar gepraat word van die doop, dan sê dit, ons is saam met Christus begrawe, maar ons staan ook saam met Christus op tot die nuwe lewe. So ons sterf aan onsself wanneer ons Jesus aanneem as ons redder, want Jesus word met twee titels veral beskryf, en as ons kyk die heel laaste vers in die tweede brief van Petrus, dan sê hy, Jesus my verlosser en my Here. So Jesus moet daai twee goed wees, hy moet my verlosser wees, dis die eerste keer wat ek hom aanneem, maar dan moet hy my Here wees, en my Here is wanneer ek elke dag weer sterf aan myself. En baie keer val ons langs die pad, dan moet ons weer terugkom en sê, Here, ek bekeer my weer tot U, bely my sonde, en ek kies om U weer te volg. Al leef ons 'n lewe wat ek nie opstaan en voel, maar ek moet iets bely vanoggend nie, moet ons nog steeds doen wat Jesus vir ons sê. Hy sê, as jy agter my wil aankom, moet jy jou kruis opneem, jouself verloon elke dag, en my volg. So om te sterf aan onsself, daar's 'n bekeringsmoment daarin, dit hou verband met wedergeboorte, met ons redding, maar dan sal ook 'n daaglikse sterf, Here, elke dag lê ek my neer, ek vra nie my wil nie, ek vra U wil, en dan sal die Here, daar waar hy ons sit, sal hy ons gebruik, ons doen, ons nou besig met 'n kursus in die gemeente, en ons bid vir mense, en iets kom net op my hart, dat ons is bang om God te vertrou. Ons is bang om ons lewe voor hom neer te lê, want ons is bang, hy gaan vir ons offers vra wat te groot is. Ons is bang, hy vra vir ons om iets prys te gee, wat vir ons te waardevol is. Maar as daar een les is, wat die Bybel ons leer, dan is dat God 'n goeie Vader is. Dat juist daai goed, wat hier in ons hart lewe, behalwe nou, as dit verkeerde goed is dit wat in ons hart sit om vir hom te doen. So daar se tot bekering kom, en dan sal daaglikse sterf aan onsself. Hierdie versie in Johannes hoofstuk 12, ons moet soos 'n graankorrel val, in die grond val en sterf, maar dan kan ons 'n oes oplewer. Het vir myself baie betekenis. Ek dink ek was so 3de jaar op universiteit, en ek het dit vreeslik geniet om eerstejaarskampe deel te wees van die span wat die kampe aanbied. Dan elke groep leier kry 'n groepie jong mense of eerstejaars, en dan bly jy saam in 'n kamertjie, en jy stap 'n pad met die jong mense, en hulle sal dit so plaas dat jy
ouens wat saam met jou in die koshuis is, sommer daar leer ken, en dan kan jy na die tyd 'n pad met hulle loop. So ek het dit verskriklik geniet. En hier was hierdie een seun, hy is nou so 2 jaar of so 3 jaar jonger as ek gewees, en ek het teen die een muur in die bankbed bo geslaap, en hy het onder geslaap reg oorkant by teen die ander muur. En dit was so 'n oulike jong man, en hy het ingenieurswese geswaat, maar lief vir die Here, en hy het elke oggend die studenteleraar was 'n fiksheid ou, en hy het almal wat met hom draf elke oggend so hier 6:00 of 5:30 of so, dan hulle eentjie gaan draf en dan kom hulle terug, en die ouetjie het gesê hy's vreeslik lief vir sport, en hy staan die oggend op om te gaan draf, en ek word so al wakker, en die ouens wat gaan draf sê, wil ek saamkom, en ek sê nie vir oggend nie, dankie, maar ek nie een oggend saam gegaan nie, maar hulle is toe uit om te gaan draf. En naderhand staan ons op, en die groepie wat draf kom nie terug nie. En wat toe gebeur het is dat die jong mense het so 3 of 4 langs mekaar gehardloop, en 'n kar het van agteraf gekom en nie mooi gekyk nie, en die ouetjie aan die verste kant omgery. En dit was toevallig hierdie seun. En nou kan mens indink, die hele plek is gevul met lewe, met positiwiteit, dis 'n klomp jong mense wat drome het en planne het, en hierdie oulike jong man wat sy planne gedeel het, en so vol lewenslus was, hy het gebruis daarvan. En daai oggend kom sy lewe tot 'n einde. En die studente leraar kom terug, maar jy kan sien, hierdie ding het hom tot in sy wese geruk. En hy is toe sommer die hele dag sien ons hom nie. Die aand het ons iets beplan, maar dit sou pret wees, ons besluit dis nie gepas nie, en ons hoor net oom Okkie sê, ons moet almal by mekaar kom. En almal sit daar. En ons studenteleraar oom Okkie maak die Bybel oop, en hy lees hierdie vers in Johannes 12, as 'n graankorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly daai korreltjie alleen, maar as hy sterf, dan kan hy lewe voortbring en 'n oes voortbring. En hy sê vir almal van ons daar, hy sê, jou lewe is nie gewaarborg nie. Jou aardse lewe kan enige oomblik tot 'n einde kom. Maar vanaand wil ek almal wat nog nie reg gemaak het, by die Here nie kans gee om reg te maak, dat sou jy môre sterf, jy weet jy staan voor die Here. En hy toe sê maar so, by die 100 staan so 30 of so jong mense op. En hy sê, maar ek wil 'n tweede uitnodiging rig, almal wat wil sterf van hulle self vanaand, staan op dat ek vir julle kan bid. En toe staan almal op. En almal het dit bedoel. So as 'n graankorrel of 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, dan bly dit net daar alleen. Maar as dit sterf, dan kan dit 'n oes oplewer. En dan sê Jesus, hy verduidelik dit dan, hy sê, as jy in hierdie lewe wil lewe vir jouself, dan gaan jy in die ewigheid bitter teleurgesteld staan. Maar as jy in hierdie lewe wil sterf aan jouself en vir my wil lewe, dan wag daar vir jou enorme beloning. En nie net wag daar vir jou beloning nie, jou lewe sal nou op aarde bruikbaar wees en geseën wees. Amen. Kom ons staan op, dan bid ons saam.
Vanoggend wil ek die eerste uitnodiging rig. As jy vanoggend voor die Here staan en jy weet jou saak is nie reg nie. Ons kan nog ons saak voor mense front hou of wat ook al, maar voor die Here weet ons waar ons staan met hom. As jy vanoggend daar staan en jy wil met Jesus regmaak, bid saam met my. Sê vir Jesus, Here Jesus, ek neem U aan vanoggend as my redder, maar ook as my Here. Daarom, Here, sterf ek aan myself nou, sodat ek vir U kan lewe. Here, ek bid dat U my sal lei, dat U my sal volmaak met die Heilige Gees, sodat ek baie vrug sal dra. Ek het sommer vir almal genooi om te staan, en terwyl ons nou staan, kan ons iets doen wat elke een van ons elke dag moet doen, en dis om elke dag ons kruis op te neem, onsself te verloon en Jesus te volg. Daar waar jy voor die Here staan, kom ons vat so 'n minuut en praat met die Here, sê vir hom, Here, ek gee my lewe vir U. Ek lê myself voor U neer. Ek sterf aan myself, sodat ek vir U kan lewe. Here, ons vra dat U ons sal vul met die Heilige Gees, dat U ons sal volmaak, want uit eie krag kan ons nie vrug vir U dra nie, maar deur die Gees se krag kan U wonders deur elkeen van ons se lewens doen. Ons kom meld aan vanoggend, Here Jesus, ons vra vir U Heilige Gees, om ons te vul, om ons te lei, om ons te help. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.